So as hy so na jou kyk en hy sien Jesus, dan sê hy, ek gaan jou netjie maak. Wat maak dat hierdie verandering nou in my 'n realiteit word, dat dit wegskop, dat dit in my lewe geaktiveer word? Hierdie Christelike metamorfose, want dis wat hierdie woordjie verandering hierso is. Dis nie iets wat ek net uitleef as 'n goeie Christelike deug nie. Dis wie ek is. Want sien, die Christelike lewe is nie 'n aangeleerde storie nie. Here, baie keer kom ons in ons lewe en ons sukkel om hierdie liedjies baie keer te sing van U goedheid en U guns sal my volg oral waar ek gaan, Here. Here, en vanoggend word ek net remind, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor wie U is, Here. Want so baie dinge verander by my werksplek, Here. Daar's so baie plekke waar dinge verander. Dan as ek op met my finansies, dan as ek af. Here, baie keer gaan dit goed met my huwelik, baie keer gaan dit sleg. Baie keer iewes skielik is ek op 'n goeie plek saam met my kinders en my verhoudings en op ander kere dan voel dit net of so baie skuwe daar is, Here. En ek word net vanoggend remind van een ding wat nie skuif nie, dis U plek op die troon, Here. Here, daar is een ding wat onveranderd sal bly en dit is dat die graf leeg is, hier Jesus. Hier agter ons is 'n baie mooi groot prentjie van die graf wat leeg is en Here, mag ons vanoggend net daaraan vashou, aan 'n ewige God, aan 'n God wat ons nie alleen sal los nie, Here, dat ons vanoggend, ongeag hoe hierdie week gelyk het, Here, elke liewe een van ons het vanoggend wakker geword en ons het geweet, maar daar is hoop omdat die graf leeg is. Ons het 'n koning, ons het 'n God wat leef en ons sal vashou aan die naam van Jesus Christus, Here, want daar is so hoop wat elke liewe een van ons het, van die werk wat U kom doen het, Here, is net te groot om agter te los. Die werk wat U binne ons kom doen is net so groot, die liefde wat ons omvou elke liewe dag. Kom ons net en ons wil net eer kom gee aan U vanoggend, Here. Dankie, Here Jesus, dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Al voel ons baie keer ons weet ons is nie, Here. En mag hierdie diens verder, die woord wat pastoor George vanoggend met ons gaan deel, Here, mag dit op vrugbare grond val, Here. Here, van die woord wat vanoggend uitgaan, U het geweet, elke liewe persoon in hierdie diens vanoggend gaan U wees, jong tot oud, kinders ingesluit, Here. En dis hoekom ek weet dat die woord wat U op pastoor George se hart gelê het, is vir hierdie gehoor vanoggend, Here. En mag ons nie dink dat hierdie woord nie vir ons is nie. Mag ons nie in die banke sit en dink nie eers volgende week Sondag nie, Here. Mag ons ore vanoggend oopmaak en ons harte oopmaak en ons oë oopmaak om te sien dit wat U vanoggend vir ons wil sê, Here. Want dit is 'n groot voorreg om 'n kind van God te wees. Dis nie speletjies nie, Here, dis lewe en dood. En dankie, Here, dat U 'n ewige goeie God is, Here. Ons gee aan U al die eer, die lof en die aanbidding. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. Julle kan ons môre sê welkom Heilige Gees. Welkom Heilige Gees in ons midde. Julle weet, ek wil vanmôre met jou praat oor Heilige Gees, verander my. Heilige Gees, verander my. Dis 'n gebed, dis 'n uitroep. Heilige Gees, verander my. Nou, ek weet nie wie van julle laas by die Unies was nie, maar mense verander, hè. Hulle verander regtig. Die stil ou het eers hier in die 40 jaar van matriek na nou toe, het die ou selfvertroue gekry. En hierdie stil ou het skielik 'n mening, wat jy dink, waar was jy matriek gewees? Jy weet, jy het 'n mening, hoor. Die ander wat weer baie gepraat het, dink jy, waar is die? Hy het weer stil geraak. Hy is daai kant. Die ou wat maar was, ek het 'n vriend gehad, Isak. Ja, hy was maar, hy was ons eerste span se slot gewees. Hy is nou nie meer sakkie nie, hy is nou sak. Hy is goed, hy is 'n meneer, okay. Hy het verander. Meisies verander. Nee, die vroue, dan dink jy, ek bly ek het toe nie met jou getrou nie. Okay. Party sê spyt. Julle, ek het so 'n meisie gehad, standaard 8, 9 se kant, graad 10. En ons het altyd nie agterkant gesit en hande vas aan die bus. Lekker, hè? Kom aan julle, lekker tye.
En sy was nie veel vir die oog nie, maar dis die beste wat ek op 'n oomblik kon doen. Okay. Met my budget, dis die beste wat ek kon doen op daai tyd. En maar ons verander, maar uiterlik verander ons, maar die belangrike ding is innerlik. Het jy geweet jy is heeltyd besig om te verander? Jy het hierdie jaar of die vorige jaar, het jy of 'n liefdevoller mens geword of jy het 'n meer afsydige, afgetrokke mens geword. Jy verander. Dinge skuif. Jy en die probleem met verandering is as jy 'n treukie in 'n rigting gee, is die tree na as jy voel nou in die skemer inloop, is dit makliker om nog 'n treukie na die donker skemer te gee, na die donker toe. As jy na die lig loop, is dit makliker om 'n tree na die lig toe te gee. So jy's besig, jou lewe neem 'n rigting. Jy's heeltyd besig om in 'n rigting te beweeg. En ek en jy moet heeltyd gaan ek kan nie verder in hierdie rigting verander nie, want hierdie ding vat my nou na 'n rigting toe ek moet terugkom na waar die Here my wil hê. Ons is heeltyd besig om te verander. Of jy het ligter in jou gemoed geword oor die afgelope jaar of jy het swaarder geword. Of jy het 'n positiewer mens geword of jy het hierdie siniese, negatiewe siel, jy weet. Almal wantrou, almal het bedoelings, jy weet. Jy het 'n donker mens begin word. Of jy het 'n mens geword wat dalk het jou hartseer na plekke toe gevat. Dalk het iets gebeur in jou, met jou. En die lewe het jou gevat na 'n plek toe, maar jy het verander. Ek en jy het verander die afgelope jaar na. Of jy dit nou weet of nie, jy het verander. Niemand bly op een plek nie. Ons verander. Jy's heeltyd besig om te verander. Of jy word beter of jy word slegter in sekere areas van jou lewe. Dit is maar net so. Ons is besig om te verander. En dit is die groot werk van die Heilige Gees, weet jy, om ons te verander. Hy wil ons verander. En die Bybel sê vir ons, hy jou nie versier, en hy is die hemelse beeldhouer. En hy wil jou in sy ateljee kry. En hy wil die mooiste maak wat jy kan wees. Hy wil jou die beste maak wat jy kan wees. Hy wil jou verander, dis sy werk. En hy het jou in die oog, hy het jou so liefdevol in die oog. En hy wil jou maak dat jy die mens kan wees wat God bedoel het jy moet wees. Julle weet, jare terug het Tannie Rita Kriel, sy was daar in Loedoringstad gewees, sy was ruk in ons gemeente in Klerksdorp, het sy 'n visioen van die Here gehad, en die Here het haar 'n ateljee gewys, van die pragtigste beeldhouwerk. En sy stap en sy sê, maar daai beeldhouwerke is verstommend mooi, hierdie beeldhouwerke in haar ateljee. En sy sê, soos jy instap, sy sê, jy kan jou oë nie van die goed afhou nie, dis pragtige beeldhouwerke. Maar sy sê, dan is daar sekere van hierdie beeldhouwerke wat snaaks lyk, wat nog nie mooi lyk nie. En sy vra vir die Here, wat se beelde, dis dan in u ateljee hierdie, wat soek hierdie lelikerige beelde, hierdie onafgeronde beelde hierso? En die Here sê, dis die mense wat my nie toegelaat het om die werk wat ek in hulle begin het, af te rond nie. En ek en jy moet toelaat dat die Here die werk aan ons begin afrond. Jy het verander. Of jy is vandag liewer vir jou huweliksmaat of minder lief. Jy het beweeg, jy het geskuif na 'n kant toe in jou lewe. Of jy is vandag iemand wat hoop het. Jy het gegroei na die kant van hoop toe, of jy het hopeloser geword. Ons is nooit op 'n plek wat ons net stil staan en staties is nie. En die Heilige Gees het jou in die oog. Hy wil jou verander. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En hy wil jou maak soos Jesus, dis sy plan. So as hy so na jou kyk en hy sien Jesus, dan sê hy, ek gaan jou net so maak. Dis hoe ek jou wil hê. Ek wil jou maak dat die heerlikheid van Jesus in jou lewe sal wees. Sy koninklikheid, sy mag, sy gesag, sy autoriteit, sy skoonheid, sy reinheid, sy pragt, sy luister, sy karakter. Jy gaan sy afskynsel wees. Ek wil jou maak soos sy ewebeeld. En dis die groot werk van die Heilige Gees, om my en jou konstant te verander.
En dit is interessant, die woordjie verander daar is nie 'n eenmalige ding van ek het tot bekering gekom en ons moet tot bekering kom. Niemand word 'n Christen gebore nie. Jy moet Jesus in jou lewe innooi en sê, Here, U is my Here, vergewe my sonde. Dan kom maak hy jou nie deur die Heilige Gees en jy word sy kind, maar jy moet hom deur geloof in jou hart innooi. Niemand is net 'n kind van God sommer nie. Jy moet hom innooi in jou lewe, jy moet jou lewe aan hom oorgee. Maar van daai oomblik af begin 'n veranderingsproses in jou lewe wat lewenslank duur. En ons gaan nooit volmaak op aarde wees nie, maar ons gaan groei en ons gaan al meer soos ons hemelse meester word en die Heilige Gees gaan ons verander. Hy gaan ons verander. Dis 'n lewenslange reis van verandering saam met die Heilige Gees. Maar waar begin dit? Wat is die afskop? Wat is daai ding wat dit letterlik aan die gang sit dat ek verander? Wat is daai beginpunt? Ek het 'n kind van God geword, maar wat maak dat hierdie verandering nou in my 'n realiteit word, dat dit wegskop, dat dit in my lewe geaktiveer word? Wat maak dit? Want sien, dit moet ergens begin. En die Bybel sê vir ons, dit begin by die aanskou van Jesus. Om hom in die oog te hê, om te lewe vir hom, om hom die middelpunt van jou lewe te maak, om hom lief te hê, om hierdie verhouding wat jy met hom het na te jaag, in gebed, en deur die woord in kerk toe te kom, en al hierdie wonderlike goed, is jy besig om hom in die oog te hou, om deur die dag bewustelik van hom te lewe. Jy leef nie onbewus van hom nie, jy stem jouself doelbewus in, om van sy teenwoordigheid bewus te wees, wat hy vir jou sê, maar jy het hom in die oog, hy is die middelpunt van jou lewe, hy is die begin en die volëinder van jou geloof, is dit nie so nie? En jy het hom in die oog. Nou, hierdie Christelike metamorfose, want dis wat hierdie woordjie verandering hierso is, dis 'n Griekse woordjie metamorfose, dit beteken om te verander, hierdie diep verandering, hierdie omskepping van jou hele lewe, dat jy Jesus kan weerkaats, dat jy hom kan uitskyn, is 'n groot ding. Want sien, ek en jy is nie besig met 'n Christelike rollespel nie. So, op die oppervlak het ek al hierdie Christelike deugde. Ek lyk liefdevol, en ek lyk vreugdevol, en ek lyk so bietjie Christelik, nou okay, ek lyk op die oppervlak Christelik, maar innerlik is ek eintlik leeg, innerlik is ek kwaad, innerlik stoei ek met 'n klomp goed, en die binnekant in my is daar 'n afgestomptheid en 'n doodsheid. Ek is nie besig met 'n rollespel nie. Hierdie verandering verander my hele wese. Dis 'n diepgaande verandering wat in my plaasvind. Dis nie iets wat ek net dis nie net iets wat ek as 'n vertoning doen nie. Dis wie ek is. Dis wie ek is. Ek dis nie 'n rollespel dat ek jou liefhet nie. Die diep in my hart het ek jou, my hart ontplof vir liefde vir jou. Want dis wie ek is. Dis wat die Gees my maak. Dis nie iets wat ek net, dis soos 'n aangeleerde stukkie goeie gedrag nie. Dis wie ek is. Dis wat die Gees my maak. Hy verander my in my essensie van my menswees. As ek Jesus aanskou, en ek bid, en ek steek my hand op, en ek aanbid hom, en ek het hom voor oë, en ek lees sy woord, en ek dink daaroor, en ek kom kerk toe, en ek loof saam met die kinders van die Here, en ek maak hom groot, en ek het hom voor oë, dan kom die Heilige Gees, en hy begin my verander, en Jesus begin in my afsmeer, Jy sien, dis nie dat ons skyn heilig is nie, dit is glad nie dit nie, dit is nie raas nie, ons wil graag eg wees, ons wil graag hierdie lewe van liefde en vreugde in ons innerlike mens ervaar, ons wil dit moet uit ons uitloop, ons wil nie 'n rollespel doen nie, nie een van ons wil dit doen nie, maar ons beleef soms daardie iets van, dit is nou goeie Christelike gedrag, maar as ek nou regtig eerlik met my is, voel ek nie baie liefdevol nie. As ek regtig eerlik is, dan ek voel nie baie vreugdevol nie. As ek nou eerlik is, hoor dit klomp goed. Dan is dit goeie dinge wat ek doen, maar as dit nie uit die diepste en die essensie van my menswees uitkom nie. En dis waar die Heilige Gees ons in die hande wil kry. Hier in die diepste van ons hart, dat Christus aan ons afsmeer, en dat hy uit ons uitskyn. Dis wie ek is. Dis wie ek is. Dis nie iets wat ek net uitleef as 'n goeie Christelike deug nie. Dis wie ek is. Die Heilige Gees wil nie ek moet net 'n klomp goeie gedragspatrone hê en dis nie wie ek is nie. Dis
wie ek is in my essensie. Ek is liefdevol. Ek is vreugdevol. Ek is heilig. Ek probeer nie net iets voorgee nie. Dis wie ek is. Dis wie ek is. En dis nie 'n eenklaps gebeurtenis nie, dis 'n lewenslange konstante verandering hoe ek met Jesus in verhouding staan. En hy is die middelpunt van my lewe en ek het hom so lief. Hy wat sy lewe vir my in die kruis gegee het, my sonde betaal het, ek het hom in die oog. Ek hou hom dop. Ek is op hom gefokus. Ek leef saam met hom. En dan daai proses waar ek bid en ek maak my kamerdeur toe. Ek steek my hand in die lug, sê ek kan bid, Jesus. Openbaar U aan my. Kom staan by my stil, Jesus. Kom die Heilige Gees. En Jesus kom smeer aan jou af en in jou af. En as jy daai binnekamer uitstap, as jy 'n ander man en 'n ander vrou, Jesus het aan jou afgesmeer. En onthou, dis 'n konstante proses. Ek kan dit nie ergens los en dink ek kan staties bly nie. Enigiets wat ek in die lewe los wat goed is, gaan maar syt. Maar iets wat die moeite werd in die lewe is, vra maar ietsie van my om Jesus in die oog te hou. En skielik word ek verander in die manier waarop ek lewe. Die Heilige Gees bring hierdie treffende, hierdie wonderlike eienskappe van Jesus na my lewe toe. Dis nie goed wat ek aanleer en uitleef om dit goeie goed is nie. Dis wie ek is. Ek is liefde. Galasiërs 5:22. Ek is liefde. Ek kan nie help nie, ek het lief. Ek het Jesus aanskou, hy het in my afgesmeer en die Heilige Gees het my kom laat oorloop van liefde. Ek maak nie of ek lief is nie. Ek het jou lief. Ek het blydskap, nie hulle sê mos fake joy is better than genuine depression. Ja, hoor, né? Maar hier is nie fake joy nie. Hierdie is joy unspeakable and full of glory. Halleluja! Want Jesus se blydskap is in my. Dit is in my. Ek het vrede. Ja, alles gaan die mekaar beteken. Dinge is nie lekker nie en maar jy voel net, waar kom hierdie vrede vandaan? Ek is lankmoedig. Ek is vriendelik. Ek probeer nie vriendelik wees nie. Eintlik maar try vriendelik wees vandag nie. Jy kan nie help nie. Jesus het jou afgesmeer. Wow, vriendelik. Okay, dit loop uit jou uit. Goedheid. Nee. Morpor. Doen 'n goeie daad terwyl jy mor en por nie. Nooit. Jy is goedheid. Jy het dit geword. Jesus het jou afgesmeer. Dis die Gees wat dit doen. Dis nie net om aangeleerde deugde wat ek doen nie. Nooit. Dis wie ek geword het. Ek is getrouheid. Jy kan op my staat maak. As ek gesê het ek gaan dit doen, gaan ek dit vir jou doen. My man, jy kan op my staat maak, my vrou. Ek is nie 'n ontroue mens nie, ek is 'n getroue mens. Die ontroue mens wat ek was is weg. Ek is getrou van die Heilige Gees. Ek is in essensie 'n getroue mens. Ek is getransformeer. Jesus Christus het aan my afgesmeer. Dis wie ek is. En julle sien, in hierdie stuk staan daar, dat ons nie meer wette en Bybelse beginsels moet memoriseer om te verander nie. Dit is ook belangrik. Want dit help ons om te weet hoe om te leef. Maar die Bybel sê, ek gaan nie verander deur meer wette te leer nie, en nog meer geestelike beginsels te leer nie. Ek word verander deur my verhouding en my ontmoeting met die lewende Christus. Kan ons sê halleluja? Want sien, die Christelike lewe is nie 'n aangeleerde storie nie. Dis 'n storie waar ek in essensie verander is. Diep in my wese, dis wie ek is. Ek is sagmoedig. Ek hoef nie te probeer om sagmoedig te wees nie. Ek is. En ons almal weet, ons is op 'n skaal van 1 tot 10 nog glad nie daar nie. Sekere van hierdie goed is ons 2 en 3, maar die Heilige Gees het jou in die oog. En hy kyk nou, julle al sien 'n beeldhouer, dis my die funnieste ouens. Hulle kyk hierdie ding so hierdie klip, en sê hulle, ek sien 'n perd, of ek sien iets, nee. Jy sien net 'n klip. Ander mense sien vandag 'n klip, maar die Heilige Gees sien in jou iets pragtig. En hy wil jou verander, en hy wil jou mooi maak. Selfbeheersing, probeer nie selfbeheerst wees nie. Ek is verander, julle sien, dis die hele ding. Want terwyl ek van hierdie kant af, ek gaan probeer om hierdie goed te wees, waar jy hierdie kant moet kom en sê, ek aanskou hom, ek kom in sy teenwoordigheid, sy Gees raak oor my vaardig. Ek beleef die Here is hier by my in my binnekamer, ek
Ek sluit toe vir hierdie halfuur, hierdie uur. Is ek met die Here besig. Ek lê plat op die grond voor hom. Ek roep hom aan, ek sê Here, verander my. Here, ek het U in die oog. Here, ek is nog te hardvogtig. Here, ek praat so lelik nog baie keer met my vrou, help my Here. Help my. Here, ek is baie keer ongeduldig met die kinders. Ek wil hulle nek omdraai, Here. Help my net. En terwyl jy met Jesus besig is, kom die Heilige Gees. En hy transformeer jou. Terwyl ek Jesus in die oog het. Jy sien, die Christelike lewe is een van ontmoeting, is een van verandering. Daar's so 'n mooi storie van verandering van Jakobus en Johannes. Jesus roep hierdie twee broers om hom te volg. Hulle was die seuns van Zebedeus. En hy gee hulle 'n naam, daar in Markus 3 vers 17. Hy gee hulle 'n naam, Boanerges, wat beteken manne van die donderweer. Okay, dis nogal 'n bekvol, né? Manne van die donderweer. Hierdie ouens, hulle was menere gewees. Dis die ouens wat na die pub toe ry om 'n fight te gaan soek. Manne van die donderweer, né? Een keer loop hulle verby 'n dorpie saam met Jesus, hulle volg nou Jesus en die Samaritane wil hulle nie ontvang nie. Toe sien die twee disippels hierdie storie raak in Lukas 9 vers 54. En Jakobus en Johannes sê, Here, wil jy ons moet vuur van die hemel afroep om hierdie ouens te verteer? Kom Here, kom ons verteer hierdie ou dorpie, hulle is in ons pad, kom ons verteer hulle. En Jesus het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Maar hierdie ouens begin as die seuns van die donderweer, nou is wat vuur uit die hemel wil roep, né? Maar met hulle wandel met Jesus, onder sy lering, in sy teenwoordigheid, het iets aan hulle afgesmeer. En God het hulle begin verander. Jakobus was die eerste disipel, die volgeling van Jesus wat reggestel was deur koning Herodes in Handelinge 12 vers 2. Maar hy het 'n spesiale plek in Jesus se hart gehad. Hy was deel van sy binnekring, die 3. Johannes, Jakobus en Petrus, né? En as hy op die berg van verheerliking gaan, dan vat hy hulle saam. En by Getsemane, toe hy gaan bid het alleen in die tuin, was hulle 3 dae gewees. Hy het 'n spesiale plek in Jesus se hart gekry, het verander. Maar Johannes het die meeste verander. Johannes wat vuur uit die hemel wil roep, skryf sy briewe en hy word genoem die apostel van liefde. En hy skryf in 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Julle weet, die woordjie liefde kom 47 keer voor, net in die eerste brief, daar's 3 briewe van Johannes. Die woordjie liefde kom 47 keer voor, net in die eerste brief. Hy word die man van liefde. Hy was die een van wie gesê word in Johannes 13 vers 23, die disipel vir wie Jesus baie lief was. Hy was die wat met sy kop op Jesus se bors gelê het. Hierdie man het verander. Omdat hy liefdevol was, het nie beteken hy het hierdie ou sagte ouetjie geword nie. Hy was die enigste disipel wat by die kruis gestaan het op die einde. Dapper daar gestaan het, manhaftig daar gestaan het. Maar hy het verander. En die Heilige Gees het jou in die oog. Die Heilige Gees, die beeldhouer van die hemel, het jou in die oog. En waar begin dit? Waar kan hy jou in die hande kry? Om jou die werk wat hy in jou begin het klaar te maak. Deur 'n innige verhouding met Jesus. Daar waar jy Jesus aanbid. Daar waar jy Jesus groot maak. Daar waar jy sy woord lees en wag dat Jesus deur die woord met jou praat. Daar waar jy kerk toe kom saam met die gelowiges, saam aanbid, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees is, daar kry hy jou in die hande. En jy leef anders en jou verhoudinge verander. Jy verander, jy word meer vergewensgesind. Jy spreek makliker vry. Loop nie met al hierdie grudges en goed in jou hart rond nie. Jy het 'n onselfsugtige gesindheid. Jy wil hê ander persone moet ook die seën van God beleef. Dit spoel oor in jou huwelik. Jy weet, een van die mooiste manne wat ek ooit in my lewe geken het, was op 'n kerkraad in 'n vorige gemeente waar ons was. Lukas van Vieren. Hy is getroud met Jenny. En hulle het die mooiste huwelik wat ek nog by mense gesien het. En hy het altyd vir my gesê, George, elke môre bid ek hierdie volgende gebed.
Here, help my vandag. Okay, ek gooi julle ouens nou onder die bus in, okay? Amen. Maar julle gaan lief bly vir my wat hy bid, okay? Hy bid elke oggend. Lukas van 4 in sy gebed elke oggend is: Here, help my om my vrou vandag die gelukkigste vrou op aarde te maak. Dis 'n man wat sy hart verander het, en hierdie ding is nie 'n aangeleerde deeg nie, dis wie hy is. Die Heilige Gees het hom in die hande gekry. Julle is die Heilige Gees die beeldhouer van die hemel jou in die hande kry, verander dinge radikaal. Jy begin sonde haat, goed wat jy op deel geneem het, wat ook kuierig was in jou lewe, skielik voel dit vir jou, dis nie dat jy, ek's heiliger as jy nie, en ek doen nou nie daai goedjies nie, dis glad nie daar nie, dis net in jou eie hart, kry jy 'n sensitiwiteit, vir wat God se hart raak, en seer maak, en jy begin dit haat, jou prioriteite verander, jy word 'n dapper getuie, soos Petrus, wat die Here in die steek gelaat het die aand toe hy gevang is, en hy het hom 3 keer verloon, en hy was hierdie lafaard gewees, Petrus jou lafaard, Petrus jou weghardloper, Petrus, toe Jesus jou nodig gehad het, was jy nie daar nie, jy is 'n swakkeling Petrus, jy is 'n verloorder. Op die dag van Pinkster kom die Heilige Gees oor hierdie man, en dan begin die vers dan Handelinge 2 vers 13, terwyl hulle in tale praat, en die Heilige Gees is vaardig op hulle, staan daar in vers 13 hierdie vers, maar ek wil julle moet hoor wat daar staan. Maar ander het met hulle gespot en vir hulle gesê, hulle is vol soetwyn. Julle, ek het in 'n Pinksterkerk groot geword, en as die Heilige Gees neerdaan en almal begin in tale praat, dan het mense vir ons ook gesê, nou is nie lekker nie, hoor. Maar ons weet wat ons beleef, amen. Ons beleef die Heilige Gees. En hulle sê, hierdie ouens is vol soetwyn. En dis 'n spanning, dis soos as daar 'n spanning hang, gaan Petrus weer die stokkie laat val. Hulle spot hom. Julle is vol soetwyn, kyk wat doen julle. En dan is daar so 'n swanger oomblik. En dan staan aan vers 14, maar Petrus het opgestaan. En sy stem verhef, en hulle toegespreek, en hy het begin preek. En die Heilige Gees verander hierdie man, want toe die Heilige Gees onvaardig raak, toe smeer Jesus aan hom af, en Jesus se krag en sterkte kom in hom, en mense word diep in die hart getref, sê vers 37, en hulle kom tot bekering, 3000 siele, daardie dag. Die Heilige Gees verander my, ek het so baie plek van verandering nodig, party van julle het nou al 'n lang pad met die Here, hier en daar is nog so 'n stukkie, so 'n skerp stukkie wat die Heilige Gees moet afkap. Van ons het nog sulke blokke wat hy moet afkap. By van ons is 'n bietjie poleerwerk nodig. Van ons het dalk omgeval en gekraak, maar hy's besig om dit mooi reg te maak. Die Heilige Gees is besig met jou. En hy het 'n plan. Hy kyk na sy plan, hy kyk na Jesus, dan kyk hy na jou en sê, nog 'n bietjie hierso. Kyk hy weer daar, sê net nog 'n bietjie hierso. Ek wil jou soos jou wonderlike meester maak. Ons verander, hè? Die Heilige Gees verander ons. Diepgaande. Diepgaande. Die Christelike lewe is nie 'n lewe van selfpoging nie, ek probeer self nie. Dit is 'n lewe van aanskou, om by Jesus te wees, om by sy voete te sit, om jou hart met hom uit te praat, voor hom te kniel. En in daai proses is die Heilige Gees besig. Hy verander jou. Jy word getransformeer, 'n metamorfose vind plaas. Iets gebeur binne in jou, diep in jou. En nou het ek nie Christelike aangeplakte eienskappe nie. Dis wie ek is. Ek word 'n aanbidder van God. Soos Johannes 4 vers 24 sê, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek word 'n aanbidder. Ek kan nie help nie. Die eerste gedagte in die oggend as ek wakker word, is Jesus. As ek die aand gaan slaap, die laaste gedagte in my kop is Jesus. Want sien, dis nie iets wat daar gebeur nie. Ek het dit nie aangeleer nie, dis net om goed wat mense vir my gesê het nie. Dit het in my gebeur. Ek is getransformeer, jy is getransformeer.
Die Heilige Gees het met jou besig geraak. Ek wil afsluit. Die Bybel sê vir ons waar die Heilige Gees is vryheid. Is vryheid. Ek en Henny Smit bid gister saam hier by die kantoor. So lekker om 'n gebedsbroer ook te hê. Hy vertel my 'n storie. Hy sê ons is soms soos 'n magneet. Ons gaan deur die lewe soos 'n magneet. Hier lê 'n klein pyperklip en daar lê 'n speld en hier lê 'n skroef en daar lê 'n stukkie skrootyster en kom hier goed op ons. En voor jy kan kry is jy net so swaar massa van goed wat aan jou kom kleef. 'n Christen wat jou nie reg groet nie, 'n Christen wat iets doen, 'n kerk, iets gebeur, die lewe gebeur met jou. En goed kom en jy's hierdie magneet wat al hierdie goed aangetrek het. En hy sê vir my 'n ding, hy sê George, die Heilige Gees moet ons demagnetiseer. Dat daai goed net van ons afval. Amen. En die Heilige Gees is 'n kragveld, né? Hy bring 'n kragveld saam met hom. En een manier hoe 'n magneet gedemagnetiseer word, jy sit hom deur hitte, hulle noem dit die Curie temperatuur, en verloor hy sy magnetiese veld. Of jy sit hom deur 'n AC stroom, né? En dan verloor hy dit ook. En soms moet ek net in die stroom van die elektrisiteit van die Heilige Gees kom staan. Julle een ontmoeting met die Heilige Gees doen baie vir jou. Hy laat Jesus in jou afsmeer, hy laat goed van jou afval. En ons kan die Heilige Gees vandag hê. Jesus sê, as ek opgevaar en ek is verheerlik, sal ek die Heilige Gees vir julle stuur. Die soete Heilige Gees se teenwoordigheid by ons beteken, die offer van die kruis is volkome aanvaar. Jesus het opgestaan, hy het opgevaar hemel, hy is verheerlik, hy sit in die regterhand van die Vader. En die Heilige Gees kan vandag kragtig in my lewe werk. Dis nie iets wat ek aangeleer het nie, goeie Christelike lewetjie aangeleer nie. Dis wie jy en ek is. Want hy het ons kom transformeer in die diepste van ons mens wees, maar hy is nog nie klaar met jou nie.